Vanmôre wil ek graag praat oor gehoorsaamheid aan die Here. Sê bietjie saam met my, gehoorsaamheid aan die Here. Gehoorsaamheid aan die Here. Jy sien, ons vat hierdie onderwerp so vanselfsprekend, dat ons dink gehoorsaamheid aan die Here is maar net nog 'n onderwerp in die woord van die Here, maar werklik is dit waaroor alles gaan, want as ons die Here gehoorsaam, as jy die evangelie gehoorsaam, kan jy tot redding kom. Maak dit sin? So dis hoe belangrik gehoorsaamheid aan die Here, hoe belangrik dit is vir die Here. Nou ek gaan julle die agtergrond kennis gee van wat hier gebeur, en dan gaan ons bietjie van daar af uitbrei. Wat gebeur is, die volk Israel is in die woestyn, en hulle kom in die woestyn van Paran, wat oorkant Israel lê, en Moses sê vir 12 spioene om die land te gaan verken. En natuurlik onthou julle hierdie geval, glo ek, en Moses kry 12 spioene bymekaar. Onder andere was daar 2 bekende spioene. Wie was hulle gewees? Wat was hulle name? Joshua en Caleb was die 2 gewees. Mooi tannie, Joshua en Caleb. So dit is die 2 bekende spioene, en hulle is bekend vir 'n rede, en ons gaan nou daarna kyk. En Moses sê, gaan die beloofde land en gaan kyk na die beloofde land, gaan deursoek dit ensovoorts, en bring vir ons 'n berig terug. En na 40 dae kom hierdie 12 spioene, een uit elke stam wat afgestuur was, wat afgesonder was om 'n spioen te wees, gaan die beloofde land deur, trek die beloofde land deur, kom terug in die woestyn by Moses, wat vandag in Jordanië lê natuurlik, die woestyngedeelte waarvan ons praat, en hulle sê vir Moses, weet jy wat, werklik, die land is onsaglik goed. Ek meen, as jy die woord van die Here lees, net so terloops, ons gaan net so 'n paar verse lees, daar in vers 23 van Numeri 13, as jy sien hoe vrugbaar hierdie land was, en hoe goed hierdie land was, want die Here het gesê vir Israel, hierdie land sal die land wees, wat ek aan julle beloof, wat oorloop van melk en honing. Met ander woorde, dis 'n land van volop. En tot vandag toe, as mense saamkom toer na Israel toe, Ida sal weer sê, ons sal 'n paar keer so, hele paar keer saam. Jy kan in die woestyn van En-Gedi ry, daar's 7 woestyne in Israel. Jy kan deur die woestyn van En-Gedi ry. Ek meen, dis sand, dit is sand, daar is niks. Die volgende oomblik staan daar dadelbome vir kilometers lank, soos wat hulle daar plant. Al wat daai sand kort is net 'n bietjie water, dan gee dit die heerlikste dadel vrugte. Het ons nog dadels hierso? Ek dink ek wil vir elkeen vanmôre een gee. Miskien moet hy vir ons dit gaan haal. Ek wil vir elkeen 'n dadel gee uit die beloofde land uit. Onthou jy, die Here het beloof dat dis 'n land wat oorloop van melk en honing. Wat se honing praat die woord van die Here oor? Dit is daardie dadel, wat hulle natuurlik vandag mee ook honing maak, en dit is daardie dadel honing onder andere. Maar wat gebeur het is, die volk kom toe, of althans hierdie spioene kom toe op 'n sekere plek, en daarop sê vers 23, daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom. Nou Eskol beteken die dal van vrugbaarheid, maar anyway, hulle het gekom tot by die dal Eskol, en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny. Almal sê bietjie 1 tros druiwe. Hoeveel trosse druiwe het hulle afgesny? 1 tros druiwe afgesny, en 1 tros druiwe afgesny, en 2 het dit aan 'n draagstok gedra. Ok, wie van julle het laas 'n druiwetros gesien? Hoe groot is 'n druiwetros? Omtrent so groot. Nie hierdie in die beloofde land nie. Hoekom? Dis wat hulle tussen 2 manne moes gedra het op 'n draaghout. So groot was daai tros druiwe, as gevolg van, daar's 'n sekere rede hoekom daai vrugte so groot was natuurlik.
En daar het hulle die draagstok gedra, en ook van die granate van die vrye, van die granate en van die vye het hulle na Moses toe afgebring. En wat hulle toe gebeur het, is die spioene kom terug by Moses en hulle sê vir Moses, Moses, kyk asseblief 'n bietjie na hierdie druiwe, kyk hoe groot is dit, kyk hierdie land se vrugte, dis werklik die land wat oorloop van melk en honing, dis die land wat die Here aan ons beloof het, maar, wie van julle hou nie van daai woord, maar nie, nadat jy goeie nuus ontvang het nie. Jy weet, as jy goeie nuus ontvang en dan moet altyd daai een Piet wees in die groep, wat altyd maar sê. Ja, maar, dan jy voel, jy weet, bly net stil. Maar, die land, sê hulle toe vir Moses, is die land waar die Amalekiete woon, waar die Hettiete woon, die Jebusiete, die Amorite woon, en natuurlik die Enakiete. En vers 30 sê hierdie woorde, toe het Caleb die volk stilgemaak, want, nou, hoekom sou hy hulle stilgemaak het? Jy sien, ek en jy is ver verwyderd van hierdie situasie, hoekom hy hulle sou stilgemaak het, want ek en jy verstaan nie heeltemal, wie is die Jebusiete, die Amalekiete, die Kanaaniete, die Zamzumiete, wat nou nie hier genoem word nie, maar wat later genoem word, die Enakiete, ek en jy verstaan nie wie was hulle nie, maar ons gaan nou kyk wie was hulle onder andere gewees. En Caleb het opgestaan toe hierdie spioene vir Moses sê, joh, dis fantasties, kyk hierdie druiwe en alles, maar dis waar die Jebusiete woon, die Amalekiete en waar hulle woon. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en die land in besit neem, want ons sal dit sekerlik oorweldig. Caleb het gesê, moenie luister na hierdie ouens wat sê, al die volke wat hier bly nie. Ja, hulle bly daar, maar die Here sal vir ons die land gee. Dis wat die Here ons beloof het, dis God se woord. Hy gaan vir ons hierdie land gee. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Nou, dit is die eerste tip-off. Hulle is sterker as ons. Sodat hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land, let op die terminologie, wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Vers 33 sê, ons het dan ook die reuse gesien. Ons het ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van reuse afkomstig. Ons het die reuse gesien, wat van reuse afkomstig is, die kinders van Enak, die Enakiete. En ons was, nou hoor wat sê hierdie ander spioene, ons was so springkane in ons oë, en ook in hulle oë. En toe, nou kan jy hoofstuk 14 gaan, want onthou in die oorspronklike Hebreëse manuskripte was daar nie hoofstukke en verse gewees nie, so jy het dan een gelees. Dis hoekom jy kan hoofstuk 14 net gaan aanhou lees by die huis. Toe die volk gemurmureer en toe sê die volk, toe hulle dit hoor, die Amalekiete, die Jebusiete, die Amorite, hulle is oralste in hierdie land, plus die kinders van die Enakiete en later die Refaite. Hierdie is die reuse. Hulle was letterlik reuse. Nou vra jy, waar kom die reuse vandaan? Wie was hierdie reuse? Nou dis een van die areas wat ek graag oor praat, vir die wat dalk my taboereeks volg ensovoorts weet, ek praat graag oor die reuse en wie hulle was. Nou dit was in Genesis 6 vanaf vers 1 tot 5, toe die seuns van God, die Bnei Elim, die seuns van God wat hemelse wesens was, die Nuwe Testamentiese ambreelterm daarvoor is toe die engele, maar die seuns van God daar's 'n verskil tussen seuns van God en engele, maar kom ons sê nou maar net engele, toe die engele afgekom het en met die dogters van die mense, dis Genesis 6 vers 1 tot 5. Hulle het met die dogters van die mense het hulle ingegaan en hulle het met hulle het daar gemeenskap plaasgevind en daar was
reuse gebore, dis wat Genesis 6 sê, daar was reuse op die aarde, en hulle was geweldiges uit die ou tyd, manne van naam gewees, dit was reuse, wat die land verteer het. Ons lees van intertestamentiese tydperk, hoe dat, wat die skrywers vir ons leer, wat in daai tydperk gebeur het, hoe dat hulle die mense doodgemaak het, mense geëet het, kannibalisties opgetree het, en hoe dat hulle uitvinders was van allerhande wat slegte dinge, en dit is wat Genesis 6 vers 5 spesifiek ook sê, die mense hart was altyd deur boos gewees, as gevolg van hulle, maar nietemin, toe die volk dit hoor, toe sal hulle aan die huil, toe skree hulle, het ons maar in Egipte land gesterf, het ons maar daar omgekom, of het ons in die woestyn omgekom, maar nou het die Here ons gebring tot by hierdie land, en hoe gaan ons en hulle begin alweer met hulle gemurmureerdery. En wat sê die Here vir Moses? Dit berou my dat ek hierdie volk uit Egipte land uitgebring het, dit berou my, ek moes hulle maar net allemaal een slag weggevee het, en Moses, soos hy 'n getroue diensknegt was, hy bid toe, en wat toe gebeur het, is Moses sê toe later vir die volk, luister hierso, julle moet nie, julle kan na die hoofstuk 14 gaan verder luister, maar gaan lees, maar hy sê toe op 'n tyd vir die Israeliete, luister hierso, julle moet nie optrek, ons is hier op die bergtop, ons is hier na by die beloofde land, ons is nie ver van die beloofde land af nie, maar, omdat julle gemurmureer het, die Here 'n straf op ons gelê, naamlik, om 40 jaar lang die woestyn in te trek, en 40 jaar lang in die woestyn rond te swerwe, van noord tot suid, op en af, 40 jaar lang, en die volk, baie van hulle was nie gelukkig met Moses gewees nie, maar dit was hulle eie skuld, dit was hulle eie skuld gewees, is dit nie? Ja. En wat toe gebeur het, is hulle sê toe vir Moses, van hierdie Israeliete sê toe vir Moses, nee, weet jy wat, ons gaan optrek na die land toe, na die gebergte toe, en ons gaan die land invat. En Moses sê toe, luister, julle moet nie wegtrek nie, want die Here is nie met julle nie. Maar daar trek toe 'n klomp Israeliete weg, en hulle dog toe, hulle gaan na die beloofde land invat. Jy weet, hulle is the chosen people. Jy weet, hulle gaan na die beloofde land intrek. Maar Moses en die verbondsark het in die laar gebly. Hulle was aan die Here gehoorsaam gewees. En daai klomp wat opgetrek het, toe hulle by die bergtop kom, toe verslaan die Amalekiete hulle en maak hulle almal dood. Hoekom? Omdat hulle ongehoorsaam was aan die stem van die Here. Geliefdes, ongehoorsaamheid het altyd, luister vir my, ongehoorsaamheid het altyd 'n prys. Ongehoorsaamheid het altyd, daar's 'n prys wat saam met ongehoorsaamheid kom. As jy kyk byvoorbeeld, en ek kan na soveel verhale toe gaan, maar byvoorbeeld een wat ek ook wil net aan julle noem is in hoofstuk 15, as jy daar lees vanaf vers 37, en ek gaan hierdie inbring vir 'n sekere rede en 'n doel, en julle gaan nou die prentjie verstaan, soos ek die legkaart aan mekaar begin sit deur die genade van die Here. Hoor wat sê Numeri 15 dan vers 37. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere in hulle geslagte en aan die hoekklossies 'n draad van persstof vasbind. Wat moet hulle doen? Aan die hoek van hulle klossie klere moet hulle 'n persdraad vasbind. En dit is as julle die klossies, en dit sal julle as klossies dien. As julle dit sien, moet julle aan die gebooie van die Here dink, dat julle dit doen en nie julle hart en julle oë navolg, waar julle agteraan horeer het nie. Aanhoreer nie. So, die nommer 1 ding is, as jy vandag na Israel toe gaan, en jy kyk na die Jode, dan sal jy sien, hulle dra sulke wit klossies. Ek weet nie of wie van julle het al gesien, ons noem dit tzitz, het dra hulle, maar 'n spierwit, daar is veronderstel om 'n blou stof, 'n blou, sê maar stuk wol in te wees. Maar hulle doen dit nie, want hulle sê, ons sal dit eendag doen as die Messias kom. Maar die Messias het reeds gekom, plus dit was nooit die oorspronklike
verbond aan die Here gedoen, of die opdrag van die Here gewees nie. Die Here het gesê, julle moet my gehoorsaam in hierdie fyn stof, hierdie blou draad aan julle vas, aan julle sit. Maar hulle het dit nie gedoen nie, of hulle het in hierdie tyd gedoen, maar hulle doen dit nie vandag nie, net so terloops. Maar ek wil julle laat oplet wat die Here hierso spesifiek vir hulle sê. Dat julle dit doen en nie julle hart en oë navolg. Sê bietjie hart. Hart. Hy sê dat julle nie julle hart en julle oë navolg. Nou, hoekom is dit belangrik om te weet dat die Here sê julle moet nie julle harte navolg nie. En julle gaan nou sien hoe alles by mekaar inpas as ons natuurlik begin om af te sluit. Maar in Jeremia 17, julle hoef nie so te blaai nie, julle kan net daarna luister. Maar in Jeremia 17 vers 9 sê die profeet Jeremia, sê hy hierdie woorde, bedrieglik, hoor baie mooi, mense asseblief luister wat sê hierdie skrifgedeelte, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Hy sê dit in die Engels, desperately wicked is the heart above all things. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wat sê God oor my en jou hart? Dit is desperately wicked. Dis verdorwe. Moenie jou hart navolg nie. Jy sien, die probleem wat ons vandag onder andere mee sit, is dat mense, sogenaamde goeie fraaie Christene, probeer om hulle harte na te volg, in plaas van om God se woord na te volg, en wat die Gees van die Here vir ons inlei, volgens die waarheid van God se woord. Wat bedoel ek by dit? Ek kan 'n paar voorbeelde noem. Soos byvoorbeeld, jy kry vandag, en hierdie is net 'n voorbeeld, jy kry vandag gay, en hierdie is net voorbeeld, soos ek sê, daar's baie wat ek kan gebruik. Jy kry gay predikers en gay ouens wat al vir 30 jaar of 20 jaar in Pinksterkerke sit, en hulle is gays, en speel vir Pinksterkerke, en is dalk 'n pastoor in 'n Pinksterkerk, en doen allerhande dinge, en hy gaan direk teen God se woord. Hoekom? Want hy volg wat hy in sy hart voel. Dit is reg om te doen, want liefde is liefde, jy kan nie help. Dis om na jou hart te luister, moenie na jou hart luister nie, luister na die woord van God. Geen homoseksueel sal die koninkryk van God beerwe nie. Dieselfde met, ek kan soveel voorbeelde noem, mense wat hulle gesin uitvermoor, en dan sê hulle het gevoel in hulle hart, die Here praat met hulle moes hulle gesin uitvermoor. Moenie na jou hart luister nie. Waar gee die woord vir ons 'n opdrag, luister na jou hart? Hy sê, bewaar jou hart, bewaak jou hart. Jesus sê, uit die hart kom al die vieslike dinge, al die oorspel en al die goeders. Onthou julle, Jesus het dit gesê, so jou hart kan jou mislei. Dis hoekom dit nodig is om in die woord van die Here te bly. Mense wat kom en sê, ja, maar ek weet dit, maar dat die Here lei my. Die Here lei my, hy lei my om te skei, en met 'n ander man te trou. Julle weet dit is die waarheid, dit gebeur baie. Julle weet dit, né? Waar lei die Here jou om te skei? Terwyl die woord uitdruklik sê, God haat skei. Verstaan julle dit gaan naderhand so ver, wat is volgende? Dit gaan so ver, wat ek probeer sê is, ons moet gehoorsaam wees aan die woord van God, en nie aan wat hier aangaan, must be subjected to the word of God. It's not objective, it's subjective. Dis nie objektief nie, dis subjektief. Ons kan, jy kan sê die Here het op my hart gelê om dalk dit en dit te doen, en dis beantwoordbaar in die skrif. 100%, no problem, want die Here kan iets op jou hart, ons praat van jou hart, praat ons eintlik van in jou gees lê. En in jou gees lê iets, maar die Here sal nooit teenoor sy woord gaan nie. Nooit teenoor sy woord gaan nie. Maak dit sin? En dit is waar ongehoorsaamheid inkom, en dan ongehoorsaamheid dra
verskriklike, lelike vrug. Daar's altyd 'n resultaat vir ongehoorsaamheid. Die volgende gedeelte waartoe ek wil hê ons moet blaai is na die boek van 1 Samuel 15 toe. En daar's soveel waartoe ek kan blaai. Soveel gedeeltes. Nou, om vir julle die agtergrondkennis net weer eens te gee. Saul, die koning, wie van julle onthou wie was Saul? Hy was die heel eerste koning van Israel gewees. Nou, koning Saul was, soos ek gesê, hy was deur Samuel gesalf gewees as koning oor Israel, en wat die Here vir Saul sê, deur die monde van Samuel is, julle moet gaan na die Amalekiete toe en hulle tref met die banvloek. Wat beteken die banvloek? Maak alles dood. En die Here gee vir hom die opdrag. Tref al die kleinvee, al die beeste, alles, tref alles. Jongman, suigeling, ou mens, maak nie saak, jy tref, almal met die banvloek, maak alles dood. Nou voordat jy wonder, hoekom die Here in hakkie so wreed mag wees, die Here was nie wreed nie. Dit was omdat daar iets gebeur het wat mense nie vandag verstaan nie, omdat ons ver verwyderd is van die kultuur van God se woord af is. Daar het iets gebeur in die beloofde land onder andere. Daar was wat, het ons nou gelees in die land, in die beloofde land, die reëse gewees. En die reëse, waar kom hulle vandaan? Hulle was reëse, die kinders van reëse gewees, so daar was generasies van reëse gewees. Genesis 6 vers 1 tot 5. Wat was hulle gewees? Hulle was die afspring van 'n kombinasie tussen die, kom ons noem dit nou maar engele, maar is die seuns van God, die Bnei Elim, die seuns van God en die vrouens. So met ander woorde, wat daar uitgekom het, was die Nephilim gewees, die reëse, wat nie mens was nie, wat nie, dis waar al hierdie mitologies en alles ontstaan het van allerlei mens wat lyk soos 'n perd en allerlei goeders. Ek kan lank nou net daaroor praat, maar daar was hierdie incursion gewees, so die land was nie suiwer nie, daar was 'n petering met die DNA, dis onder andere hoekom daar daai groot vrugte was. Hoe hulle dit gedoen het is, jy moet erken, jy weet amper, ek en jy weet amper of niks in vergelyking met die antieke wêreld nie. Kan ek julle herinner aan Egipte? Die groot piramides, niemand weet tot vandag toe nog hoe dit gebou is nie. Hulle sê dat met die moderne tegnologie, met al die hoogste huiskrane, kan ons nie 100 ton steen optel, 100 meter bo die lug nie. Kan ek jou herinner aan Peru, hoe die stede daar gebou is, die Mayans, hoe hulle akoestieke plek gebou is, kan ek julle herinner aan Hedgestone, kan ek julle herinner aan Snake Melt, en so kan ek die hele tyd deurgaan, deur al hierdie megalithic structure. Wat weet ons van dit? Niks. So daar het iets gebeur wat ons nie van weet nie. Daar het iets gebeur wat ons nie van weet nie. En ons weet nie hoe hulle dit gedoen nie. Mense sê vandag, ja, dis akoestiek en hulle het dit opgetel deur om akoestieke klanke te speel. Try dit. Hier's 'n akoestieke gitaar. Try vir my asseblief 100 ton baksteen, 100 ton steen, granietsteen vir my optel. Daar's vir jou akoestieke klanke soveel as jy wil hê, tel hom vir my op. Jy sien, mense het net teorieë. Maar God se woord het die antwoorde. Daar was 'n petering met die manipulasie met die DNA. En wat net so terloops is, Jesus het gesê, dit sal wees soos in die dae van Noag voordat hy terugkom. Wat sien ons, wat gebeur vandag met die wie van julle het al gesien Milies se DNA word mee gepeter, sodat hulle dit pes weerstandig kan wees, dan word daai milie gepatenteer. Van wanneer af kan jy 'n mieliepit patenteer? Beteken dat jy is nou die eienaar, ek mag hom nie namaak, of wat ook al hulle patentwette sê nie. So wat, is dit dan ooit nog meer 'n skepsel van God af? Ja, daar moet lewe wees daarin, ja, maar jy patenteer hom. Van wanneer af kan jy 'n ding patenteer? Wel, as jy hom gedesign het. Maak dit sin? Ons sien daai goed vandag. Nou, net so terloops, nou dis hoekom ek sê, nou die Amalekiete moes heeltemal, Saul, wat gebeur het is,
Saul, die eerste koning, het gekom en Samuel die profeet het vir hom gesê, tref die Amalekiete, maak almal dood, moet niemand spaar nie. Hoekom? Want dit was hybrids geweest, dit was die mengsel van hierdie verskillende bloed. Moet niemand spaar nie. Moet niemand spaar nie. Maak alles dood, die beeste, alles is bevlek, maak alles dood. Maar wat doen Saul? Hy trek af van die oorlog, hy slaan 'n hinderlaag op en hy wag en hy val die Amalekiete aan en hy maak almal dood. Hy spaar vir koning Agag, wie die koning van die Amalekiete was, en hy spaar, hoor nou, die beeste, die kleinvee en die beste naaste kleinvee, spaar hy. En hy hou dit een kant. En die Here sê vir Samuel, ek weet nie waar was Samuel op daai tyd gewees, daai aand nie, 10-1 in Gilgal area, waar ook al, of in Shiloh area, wie weet dalk het, waar was hy in daai tyd gewees, was hy daar gewees, en die Here sê vir Samuel, dit berou my dat ek vir Saul as koning gesalf het as Israel, gesalf het as koning van Israel, want hy het vir my afvallig geword, want hy het nie my woord gevolg nie. En Samuel raak toe baie kwaad en hy spandeer hy hele aand in gebed voor die Here. Die volgende dag staan Samuel op en hy trek af na Saul toe, en toe hy by Saul kom, nou die mense het vir Samuel gevrees. Samuel was die profeet gewees. Mense het vir Samuel gevrees. En toe Saul, die eerste koning van Israel, vir Samuel sien, toe sê hy, my Heer, wow, ons het alles gedoen, net soos die Here gesê het, ons moet dit doen. Ons het alles gedoen. En Samuel sê vir hom, wat vir 'n gebulk van is dit wat ek in my ore hoor van beeste en van kleinvee ensovoorts. Hy sê, ja, weet jy wat, ons het gedink, 'n goeie idee is om al die beeste en die kleinvee en alles, dit te hou om as 'n offer te dien vir die Here, om vir die Here te offer, om het to offer it unto God, to bring it as a sacrifice before God. So Saul dink by homself, dit is die Here, dit is goed vir die Here, dat hy hierdie beeste spaar ensovoorts. En Samuel sê, wat het die Here gesê? Wat het die Here gesê moet jy doen? Kyk, vandag word jou koningskap van jou afgeskeer. En hoor net eers wat sê die woord van die Here daar in vers 22. Nou is Samuel aan die woord. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers. Ek hou meer van die Engels. Ek gaan nou dit so in Engels in my kop loslik quoteer. Hoor wat sê vers 22 en onderstreep hierdie woorde as jy kan. 1 Samuel 15:22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid? Mense, stop net daar, laat dit gou insink. Het die Here behaag in slagoffers en in brandoffers, soos in gehoorsaamheid? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Ek hou van hoe hy die Engels sê. Hy sê in die Engels dit is volg. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Om die Here te gehoorsaam is beter as enige iets wat jy dink is goed in die oë van die Here. Jy sien, Saul het gedink, dis goed dat ons hierdie beeste spaar, en hierdie kleinvee spaar, en al hierdie goed spaar, om vir die Here te offer, want wow, dis awesome, maar die Here gaan vir my 'n sterretjie op my voorkop gee. 'n goue sterretjie, want ek het nou die beste beeste gevat. Ek meen, hierdie goed is redelik groot, dit lyk soos hierdie Wagyu beefs met al hierdie DNA manipulasie wat aangaan hierso. Net so terug, wie van julle het al daai beeste gesien wat so ge-DNA gemanipuleer word, dat daai ding so net vleis is. Hy's net, julle moet bietjie meer
uitkom uit Pietersburg uit om, okay, julle gaan het nie hier sien nie, maar ek weet, daai ding is 'n groot bees, en hy's ook ge-DNA manipuleer. Ek het preek daarop op YouTube, maar van hoe daai ding gemanipuleer is, dat hy's net vleis van voor tot agter spier, hy's meer spier as enigiets anderste. En so, Tintin het Saul gedink, joh, kyk hierdie ding, kyk hoe groot is hy, kom ons spaar hierdie beeste, en die kleinvee, kyk hoe lyk hulle, en kyk hoe lyk die naaste kleinvee, die naaste beste, kom ons hou hulle, die Here gaan impressed wees met my, die Here gaan, ek weet die Here het gesê, ek moet alles doodmaak, maar nee, ek dink ek doen die Here 'n favour. En wat sê Samuel vir hom? Jy doen die Here nie 'n favour nie. God has got more, die Here het meer behaag in gehoorsaamheid as in brandoffers of slagoffers. Obedience is better than sacrifice. Dan gaan hy aan om te sê in vers 23. Hoor wat sê hy? Want wederstrewigheid, sê 'n bietjie wederstrewigheid. In die Engels is dit rebellion. Rebelsheid. Rebellie. Hy sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Kan jy sien God se standaarde en my en jou standaarde verskil heeltemal. Hy sê, die Here sê, hy sê daarso, want wederstrewigheid, because rebellion, hy sê dit in Engels so mooi, rebellion is the same sin as witchcraft. Dis iets om aan te dink. Rebellion is to disobey God is the same sin as witchcraft. Dis wat die Here sê. En wat het Saul die koning gedoen? Hy gaan op sy knieë en smeek vir Samuel, maar luister asseblief, roep die Here aan, ek het nou opgemors. Eintlik was dit die manskappe, ek was bang vir hulle gewees, asseblief, roep die Here aan, en Samuel sê, ek sal verseker nie, en hy draai om, en hy stap weg, en toe hy wegstap, toe gryp koning Saul op sy knieposisie uit, sien ek het sommer so my gedagtes, ryk hy sommer so uit sy knieposisie met trane seker oor sy oë, ek weet nie, toe hy hierdie nuus hoor dat die Here het jou verwerp as koning, toe strek hy homself uit en gryp aan die slip van van Samuel se mantel, die profeet Samuel se mantel, en Samuel trek weg en daai slip skeur af. En toe sê Samuel vir hom, so het die Here vandag die koningskap van jou al weggeskeur. Wat probeer ek vir jou sê? Ek probeer vir jou sê, dat ongehoorsaamheid het altyd 'n prys om te betaal. Dink bietjie aan Adam en Eva, hulle was saam met God in Eden gewees, in die paradys, hulle is uitgeskop as gevolg van ongehoorsaamheid. Dink bietjie aan Lot se vrou, wat het sy gedoen? 'n soutpilaar, omdat sy ongehoorsaam was. Moenie terugkyk nie, wat doen sy? Sy kyk terug. Is dit nie soos ons mens is nie? As hulle sê, moet dit nie doen nie, dan doen jy dit. Is ons mens nie so nie? As die polisie sê, luister, moenie met COVID uitgaan nie, wat doen die meeste van ons? Okay. En dan vind ons uit, baie word toegesluit, dan bly ons maar eerder by die huis. Okay. Maar is dit nie hoe ons mens is nie? Ons is, as hulle sê, moet dit nie doen nie. En die Here het, en die engel het gesê, moenie omkyk nie, sy kyk om. Want sy wil kyk, na nuuskierigheid het daar gevang. En na nuuskierigheid het daar 'n soutpilaar verander. En so kan ons aangaan, en ek kan nou deur al die verhale in die Bybel gaan. Wat ek vir jou vandag sê is, met alle ernstigheid, en hiermee sluit ek af, is, jy moet die Here gehoorsaam bo alles, al maak dit nie vir jou sin nie. Luister gou baie mooi wat ek vir jou sê, voordat ons afsluit. Al maak dit nie vir jou sin nie, wees gehoorsaam aan die Here. Al is dit hoe moeilik, wees gehoorsaam aan die Here.
Die Here het meer baat in gehoorsaamheid as in enige offers wat jy kan bring, en enigiets wat jy kan doen. Die Here het meer behaag daarin. As die Here vir jou sê, doen iets, dan doen jy dit. As die woord van die Here vir jou sê, maak so en maak so, dan doen jy dit. As byvoorbeeld die woord van die Here vir jou sê, as ek met mense werk wat ongetroud is en hulle bly saam in 'n ongetroude losbandige lewe, en ek sê, luister, jy is besig met om God te terg deur hoe redery, dat die woord van die Here sê, julle moet trou, dan ja, maar, en allerlei, hoe wil jy die seën van die Here verwag? Verstaan julle wat ek probeer sê? Hoe wil jy die seën van die Here verwag? Jy is besig om direk teen God se woord te gaan. Doen wat die Here vir jou sê. Maak klaar met daai verhouding of trou. Maak dit sin. En hierdie transformers. Transform back. Julle weet ons leef vandag in 'n tyd waar daar baie transformers is. Baie transformers. Die Decepticons. Hulle noem hulle selfs die transgenders. Okay. Hulle transform nou van 'n mannetjie na 'n wyfie. Transform maar terug. Die enigste transformings wat moet plaasvind is van sonde na wedergeboorte toe. Dis die enigste transformer wat moet plaasvind. Amen. Dis die enigste. Jy moet soos 'n papie wees. Gaan in jou kokon, word weergebore en dan jy gered. Moenie nou transform, ek's 'n mannetjie en ek wil nou 'n wyfie word, of ek's 'n wyfie en ek word nou 'n mannetjie, of ek is liquid neutral gender. Ek weet nie wat ek is nie. Verstaan, die Here het nie behare aan, jy's 'n Decepticon. Julle sal weet, die wat weet waarvan ek praat, okay? Jy's 'n Decepticon, you are deceived. Okay. Prys die Here. Amen. Kom ons sluit die oë.